Geseëndes, goeie môre, shalom groete van my kant, Frik Weideman, en welkom by my bakkie boodskap op hierdie pragtige maandagoggend. Mense, kan ek jou vandag uitdaag? Kom ons gaan uit vandag, met die wete, dat hy wat in my woon, hy wat in my is sterker en groter as hy wat in hierdie wêreld is. Kom ons gaan nie vandag op hierdie maandag uit met 'n holkol op ons maag, met die arme ek-sindroom, die wurmpie Jakob, die verwerpeling, ek loop rond met selfhaat en selfveroordeling, niemand hou van my nie, almal verwerp my, ek loop rond met 'n skuldgevoel, en ek is vreesagtig, en ek bewe, en ek het angstigheid, en ek het 'n bekommernis in my gees. Nee, ons gaan nie links kyk nie, ons gaan nie regs kyk nie. Ek en jy gaan opkyk vandag, met die wete, dat hy wat in ons woon, is sterker en groter as hy wat in hierdie wêreld is. En ek weet, my verlossing is naby. Mense, kom ek en jy staan op, en ons staan uit vir sy koninkryk vandag. Ons gaan nie toelaat om geboelie te word, ons gaan nie hierdie week toelaat om enigstens te batch vir hierdie wêreld nie. Ons sou vas in die waarheid, die woord sê, hulle wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. Dit laat my dink in Openbaring 10 wat ek oor die naweek gelees het. Die 7de engel wat beteken completion, 7 beteken volmaak, voltooi. Hy vlieg deur hierdie lug en hy roep met 'n harde stem uit. Hy sê, blaas die basuin. En hy maak hierdie verklaring om te sê dat die verborgenheid van Elohim is volbring. Dit beteken dat die geheimenisse van Elohim word geopenbaar. Hier is die goeie tyding. Hy bring 'n goeie tyding. Hy sê die verborgenhede van Elohim word volbring aan sy knegte en sy profete. Daarom moet ek en jy vandag uitgaan met die wete, ons is 'n kneg van die Allerhoogste. Jy's 'n profeet vir die nasies. Ek het jou geroep, Jeremia 1 vers 5. Toe jy in die moederskoot gevorm was, het ek jou reeds by die naam geroep. Moenie agtertoe kyk nie. Moenie links kyk nie. Moenie regs kyk nie. Kyk op en weet, ek is met jou. Die woord sê mos, ek sal jou nooit begewe en ek gaan jou nooit teleurstel nie. Kom ons hou vas daaraan. En hierdie engel kom by Johannes en hy sê vir hom, Johannes, eet hierdie woord, eet hierdie skril, eet hierdie boek. En Johannes vat die boek en hy eet hom, toe hy hom eet, toe sê die engel vir hom, wanneer jy hom eet, gaan dit soet wees vir jou mond, maar dit gaan bitter wees in jou maag. Die woord is soet vir ons verhemelte. Wanneer ons die woord lees, dan bring dit 'n soetigheid soos heuning vir jou verhemelte. En in die maag is dit bitter. 2 belangrike aspekte vandag waarvan jy moet kennis neem. Nommer 1, wanneer jy die woord eet, dan bring dit vreugde en dit bring oordeel. Elke keer wanneer jy die woord lees, moet jy weet, daar's 2 aspekte. Dit bring vreugde, dit bring blydskap of dit bring oordeel. So wanneer hy in my mond is, dan is dit soet soos heuning. En wanneer hy in my maag kom, dan is dit bitter soos oordeel. 2 belangrike aspekte. Dit bring vreugde vir die nederige van hart, hulle wat hulle posisie ken, hulle wat vandag uitgaan met gesag en met autoriteit, met die wete dat hy is met my, hy sal my nie begewe, hy sal my nie verlaat nie, maar dis wat die woord my leer. So hy bring vreugde vir die nederige en die opregte van hart, en hy bring oordeel, bitterheid, vir hulle wat arrogant en trots is. So kom ek en jy gaan vandag uit, met hierdie wete, hy wat in my woon, is sterker as hy wat in hierdie wêreld is. En wanneer ek die woord vandag lees, en ek bepeins dit, dan word dit soet, soos heuning in my verhemelte. En ek weet, ek gaan nie geoordeel word nie, maar ek gaan beoordeel word. Maar vir hulle, wat arrogant en trots is, en dink hulle die wêreld in pag, hulle wat preets is, wat 'n skyn van heiligheid het, hy bring oordeel aan hulle, en dis bitterheid vir die maag. Mense, mag die vrede van Skepper God met elke persoon wees op hierdie maandag, en inteendeel vir die res van hierdie week. My gebed vir jou is, dat jy vrede sal ervaar, en dat die woord 'n vreugde sal bring in jou mondering, en gaan uit vandag, om op te staan, en uit te staan vir sy koninkryk. Tot 'n volgende keer, Frik Weideman, bakkie boodskap, shalom.